gemeente. Op hierdie laaste dag van die jaar 2023 mag julle vandag saam met my waar ons bietjie gaan reflekteer oor die jaar wat verby is. Bietjie diep kyk, is nie altyd lekker om so te doen nie, om oor ons eie lewens te kyk nie, maar om dit bietjie eerlik te wees met onsself, om te dink wat het al hierdie jaar met ons gebeur, wat het keuses het ons gemaak, wat het die goeie punte, die slegte punte, maar ook so om te besef, waar was God die hele jaar met ons? Waar was God aan die werk? Weet het ons of onwetend van ons oogpunt af? Waar was God aan die werk ook in ons eie lewens? Ons hoofteksgedeelte vir vanoggend is uit Galasiërs 4 uit. Dit gaan ook oor Jesus se geboorte, maar bietjie die gevolge daarvan vir die mensdom. En ons gaan ook lees uit Psalm en ook uit Lukas uit as gedeeltes in die Here. Die Here groet ons met hierdie woorde van Psalm 148 van hom. Prys die Here vanuit die hemel. Prys hom in die hoë hemel. Prys hom alle engele. Prys hom alle hemelwesens. Prys hom son en maan. Prys hom alle sterre. Prys hom hoogste hemel en waters in die hoë hemel. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee, vir hulle 'n orde neergelê waar buite hulle nie kan beweeg nie. Prys die Here van die aarde af, seediere en al die oseane, weerlig en haal, sneeu en miswolke, stormwind wat sy opdrag gehoorsaam. Berge, al die heuwels, vrugtebome, al die seders, wilde diere, al die vee, al wat kruip of vlieg, konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regerders van die aarde, jong manne en meisies, grysaards saam met sy seuns. En laat ek die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verheerlik. Sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Hy het aan sy volk mag gegee. Dit is die roem van al sy troue dienaars, die Israeliete, die volk naby wie hy is. Prys die Here. Geliefdes, laat ons op vanoggend hier wees met die opdrag om God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees eerlik en opreg vanoggend te prys deur middel van sang, gebed en alles wat ons vandag hierso gaan doen. Amen. Terwyl ons sit, kom ons sing Liedvlam 390, Hemelvader. Lukas 2 vanaf vers 21. 8 dae later, toe dit tyd was om die skyntjie te besny, het hy die naam Jesus gekry. Die naam wat deur die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang het. Toe die reinigingstyd, soos deur die wet van Moses bepaal, vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem toegebring om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan immers geskrywe: elke eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word.
Hulle het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorskrif in die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gestalte van die Here gesien het. Deur die Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel. Toe die ouers die kindjie gebring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simon hom in sy arms geneem en het geprys en gesê: Here, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens die woord, omdat my oë die verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het vir die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Ja, ons het voor die week in ons Kersfees saam gevier, gedink oor Jesus se geboorte, die wonderlike verhaal, die nederige verhaal van die krib waar Jesus tussen die diere in die stal gebore was. Maar soos wat ons ook gehoor het maandag, was hierdie kindjie net sommer net gebore as iets spesiaals. Hy was gebore as die Messias. Ook die een wat sou ons grootdra, 'n man moes raak, moes spreek en wonderwerke doen, maar ook die een wat gepynig moes word, gekruisig moes word en ook op moes staan vir ons sondes, om vir elkeen van ons die nuwe lewe te gee, om ons kinders van God te maak deur wat hy vir ons gedoen het. En ons sal later in die 'n bietjie meer oor alles wat gebeur het in Jesus se lewe. Kom ons antwoord en ons staan en dan sing ons die volgende 3 liedjies saam met die lied. Kyk, loof die Here, hy is goed. Here, ons sal U loof en laat weer die vrede deur my vloei. Kom ons staan asseblief.
die jaar 123 wil beskryf het, dat U met genade met ons omgegaan het. Here, dat het ook 'n 100 jaar by tye kon wees, maar ook by tye was dit vir ons nog nie so maklik. En as jy dan dat ons die genade nodig gehad het, en opnuut weer besef het, en opnuut weer bewus geraak het van die groot waarde daarvan. En dat ons nie sonder die genade elke dag kan leef nie. Here, dat ons nie kan werk, kan gaan skool toe gaan, of wat ook al doen, Here, sonder die genade vir ons. En Here, ja, ons nou, as ons nou gaan lees uit Galasiërs uit, en aan die hand daarvan gaan reflekteer oor die jaar 2020, dat ons met genade sal help, dat ons eerlik en diep sal dink oor ons doen en late die afgelope jaar. Ons bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie keer op 'n oudejaarsdiens sal 'n prediker of die pastoor bedoel nie, baie keer praat oor nuwejaarsvoorneme, oor die jaar wat gaan kom, hoe mense nou 'n bietjie moet fokus en hulle lewe in orde moet kry, sodat hulle goeie gewoontes kan hê vir die volgende jaar. Maar hierdie jaar het die Here my gelei om eerder te preek oor, kom ons dink oor die jaar wat verby is. Kom ons wees eerder eerlik met onsself oor wat het ons gedoen, wat het ons nie gedoen die afgelope jaar. En om uit dit te kan leer oor en daaroor te kan 'n bietjie bewus raak oor hoe God ons lewens werk en wat is die areas in ons lewens waar ons vir God wegstoot in ons lewe. Waar ons nog nie vir God wil toelaat om ons te kon verander, te kon vernuwe. En Galasiërs 4 is nog ons 'n goeie gedeelte wat ons daarmee gaan help. So kom ons begin lees saam. Die woorde wat op die skerm verskyn, maar jy kan ook die eie Bybel uit saam lees, Galasiërs 4 vanaf vers 10. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek, het hy sy seun gestuur. Nie Kersfees nou nie. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Om ons wat aan die wet onderworpe was, los te kom, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Lees dan net vandag. So hier is 'n brief van Paulus aan die gemeente in Galasië. In daai gemeente was daar baie Jode gewees, soos mense wat nog vasgeklou het aan die ou wette van die Ou Testament, van die 10 gebooie, bedoelende dat hulle gedink het hulle moet die 10 gebooie nakom sodat hulle gered kan word. Nou hulle het klaar die evangelie ontvang, hulle klaar die Jesus se verlossing ontvang, maar hulle het heeltyd teruggegryp na die ou bekende dinge en hulle het self probeer om hulle verlossing voor te werk. Hulle wil nog steeds offers bring om te sê, Here, hier is dit, maak my skoon, vergewe my ensovoorts. Nou hulle intensies was nie noodwendig verkeerd nie, maar die manier hoe hulle doen was verkeerd. En dis wat Paulus in hierdie ernstige brief skryf aan die gemeente in Galasië. Nou, as ons 'n refleksie doen oor die jaar wat verby is dit nodig dat ons eerlik moet wees. Nou gaan jy wees, jou gedagtes is al reeds aan die gang in die diens, terwyl jy nou dink oor die jaar wat verby is, oor goed wat jy oor trots op is, maar dalk goed waaroor jy skaam is vir die jaar wat gebeur het, die manier hoe jy dalk met iemand behandel het, woorde wat jy dalk gesê het, dinge wat jy dalk nie gedoen het nie, wat die Here vir jou gevra het om te doen. So, as ons refleksie doen, is dit nodig ons eerlik met onsself te wees. Nou, ons kan nie nou weggesteek nie, want
harte aan. Hy weet wat in ons gedagtes aangaan. Nou, as ons begin reflekteer oor ons lewe, is dit altyd nodig om te besef, waarom wil ek dit? Wil ek dit net slegs doen om myself te bejammer? Om te dink, ag, kyk hoe sleg is my lewe, kyk hoe sleg behandel die mense my, of doen ek refleksie oor my lewe, juist sodat ek kan leer uit my jare verby, sodat ek kan groei, en sodat my verhouding met die Here en met myself en met my medemens kan verbeter. En as ons so dink oor die jaar wat verby is, party goed vergeet ons dalk uit, party goed wil ons brein dalk uitblok, maar dink bietjie by jouself, en ek gaan so 'n bietjie stadiger moet praat, dat jy kan dink oor, werklik kan dink oor jou eie lewe. Wat was die groot dinge wat gebeur het hierdie jaar? Wat was die mylpale in jou lewe? Jy het 'n kind gekry, het jy dalk 'n nuwe werk gekry, 'n nuwe trekker gekoop, dalk iets gebeur in jou lewe, of is iemand in jou familie dalk dood, het jou metgesel dalk dood, het jy dalk 'n groot uitval met iemand gehad, het jy dalk 'n misdaad gehad, wat het gebeur in jou lewe die afgelope jaar? Groot dinge wat gebeur het. Waaroor van daai dinge is jy trots oor? Of oor watter van daai dinge is jy daaroor spyt of skaam? En wens jy kan teruggaan in tyd en dit anders te doen of anders te hanteer? Of dit stop of verhoed dat dit moes gebeur? As jy so reflekteer, wat het jy met jouself oor jouself geleer hierdie jaar? Nou as ons wil reflekteer en werklik eerlik wil wees met onsself, moet ons ook by onsself kan dink en bewus raak, wat het ek van myself geleer? Waar het ek gegroei in my eie lewe? Want nou geen mens is ooit oud genoeg of jong genoeg om te bly groei. Die Bybel is vol voorbeelde daarvan wat die Here sê, hy is die pottebakker, ons is die klei, hy vorm ons, of in die Nuwe Testament van die goud of silwer wat altyd geproef word, skoner gemaak word. Die Here is heeltyd besig met ons om ons te vernuwe en om ons te laat groei as gelowiges. En elke dag, elke jaar moet ons eerlik wees vir onsself en sê, Here, hier het ek fout gegaan. Hier het fout in my lewe gegaan, hier het ek verkeerd opgetree en hier moet ek eerder begin leer en begin nie daai selfde foute oor en oor maak. Watter verhoudinge in jou lewe dalk beter geraak, sterker geraak, gegroei? Of watter verhoudinge het dalk afskeid gelei die afgelope jaar? Mense wat jy dalk minder kon, mense met wie jy nie dalk meer wil praat, maar jy eerder wil van my. Nou, die doel van hierdie oefening, soos ek gesê het, is dat ons juis eerlik moet wees met onsself. Maar die heel belangrikste van dit alles is, dat ons sal bewus raak oor waar was God betrokke in ons lewe. Nou in daai krisis of in daai gebeur, daai dinge wat plaasvind, ons dink nie altyd dan in daai oomblik oor waar is God nou, hoekom dat God nou nie, hoekom dat God dit gebeur en sovoorts. Ons sal eerder blameer. Maar nou het ons bietjie in die toekoms in is, en bietjie terugkyk na daai gebeure, kan ons nou die vraag in myself, wat wil God hê, moes ek daaruit geleer? Hoe het God my gevorm, juist in daai omstandighede of situasie? En gaan ek hierdie keer nou luister, of gaan ek maar die jaar 2024 maar aangaan op my ou manier van dinge doen? Of gaan ek God toelaat en myself oopstel, dat die Heilige Gees my juis moet vorm en moet vernuwe tot eer en verheerliking van God. Sodat ek in volgende jaar, die jaar 2024, outomaties heeltyd sal dink, waar is God nou in my lewe aan die gang? En waarom gebeur sekere goed in my lewe? Wat wil God daardeur vir my sê? En wat wil ek God hê, moet ek oor myself leer daarin? Nou as ons hierdie alles wat ek nou gesê het in gedagte hou en ons bly dink oor die jaar wat verby is, kom ons dink bietjie oor Galasiërs 4 wat ons nou gelees het.
Nou, Galasiërs 4 het heeltyd hierdie streweling, die hele brief in van Galasië, aan Galasië, oor vasgevang in die ou wette en vasgevang in die sonde, of is ek vrygemaak in Jesus se sondeoffer? Dit wat Jesus aan die kruis vir my gedoen het. Is ek nog 'n slaaf van die sonde in my lewe, dat ek nie wil laat gaan van die sonde en die dinge wat ek vasklou nie? Is ek nog 'n slaaf van die wet? Want soos ons elkeen van ons weet, die 10 gebooie, elkeen van ons wat op die sit, het al en gaan nog by baie van hulle oortree. En as ek myself net wil weet aan die wet, dan moet ons almal hel toe gaan. En dat hulle my skuldig voel, en dit sit my in hierdie siklus, in hierdie ongesonde siklus van heeltyd skuldgevoelens, en waar ek probeer myself vry wil werk, self vry wil maak uit die stryk wat ek vasgevang is, en dat ek my nie wil oorgee aan die Here en sê, Here, U het my vrygemaak en juis losgemaak van die wet. So die vasgevangheid van gelowiges, en waar die mense in Galasië vasgevang was, maar ons ook as mense vandag daar 123, maar ook aan die ander kant die vrygemaakte mense. Om eerder te sê, ek is nie meer vasgevang in die sonde en in die wet, maar ek is vrygemaak deur Jesus kom. En dit wat Jesus juis vir my kom doen het, en vir elke mens op hierdie aarde. Om deur middel van die wat Jesus kom preek het, die wonderwerke wat hy gedoen het, die manier hoe hy mense aangespreek het, hoe hy ongeregtigheid aangepraat het, hoe hy sonde aangepraat het, en die manier hoe hy ons gesterf het. En natuurlik ook die goeie boodskap dat hy opgestaan. En die sonde eens en vir altyd oorwin het, en vir sy volgelinge, vir sy kinders, die oorwinning gee. Gratis en verniet. Om te sê, julle is nie meer vasgevang nie, julle is nou oorwinnaars oor die sonde en oor die wet. Nou Paulus gebruik die beeld in die Galasiërs, soos ons nou gelees het, van slawe. Want in die tyd van wat die brief geskryf was slawe nog 'n algemene verskynsel, dat mense slawe gehad het. Dat jy werkers gehad het wat slawe was, wat jou besitting was, en die mense moes vir jou gewerk het tot eendag hulle doodgaan, of tot eendag jy laat gaan, dat hulle nie vir jou kan werk nie. En die mense, jy het maar net vir hulle kos gegee, en hulle plek om te slaap, maar hulle het nie salaris gekry so, nie? So jy was heeltyd, as jy slaaf was jy heeltyd die besitting van 'n eienaar. En dan skryf Paulus gebruik hierdie beeld om te sê dat baie gelowiges of mense binne die kerk leef as slawe. Maar nie dat hulle eienaar die Here is, maar dat hulle eienaar ken, maar die sonde is. En die heeltyd gebruik hy hierdie beeld. Nou in Galasiërs 4 vat hy ons 'n stapie verder en dan praat hy van weeskind. Nou, weeskind is nou, dis dan nie meer so mooi woord gebruik nie, maar jy verstaan wat ek bedoel met weeskind. Dit sê dat baie van die mense in die kerk is eintlik maar soos weeskinders. Hulle het eintlik nie 'n pa gemaak nie. Hulle het nie 'n geestelike tuis nie. Hulle is soekend na liefde, na aanvaarding, om deel te wees van 'n gesin. En dan sê Paulus, hierdie mense fokus heeltyd op die klein ou dingetjies van die lewe, soos 'n slaaf. 'n Slaaf is maar net tevrede as hy kos het, dan slaap en dan rus na die dag se harde werk. Sy lewensmotto, sy lewensfokus is nie verder nie. Hy wil nie homself verder verbeter of getrou wees aan die Here kom sê nie. Hy wil maar net genoeg hê om van te leef. En dan is hy maar tevrede daarmee. En dan sê Paulus, maar gelowiges, kinders van die Here, moenie so leef nie. Ons moet nie so vasgevang wees en net tevrede wees met die minimum nie. Ons moet juist uitgaan en sê, ons wil dienaars van die Here wees. Ons wil die wêreld verander. Ons doel as mense en as gelowiges is veel groter as om net 'n steedslaaf te werk. Mens kan ook die beeldjie gebruik van 'n voeltjie wat vasgevang is binne 'n hok. Vir die eienaar is dit oulik om na te kyk en is 'n oulike ding om te hê, 'n troeteldiertjie. Maar daai voeltjie kry maar net kos en water en bietjie aandag so nou en dan. En ons dink dit is maar genoeg vir die voeltjie.
Maar die voeltjie is eintlik geskaap deur die Here om te kan vlieg daar buite. En die Here vir hom sal sorg daar buite, deur wurmpies en allerlei goed, en hom veilig sal hou daar buite. Ja, natuurlik is dit gevaarliker in die buitewêreld daar buite. Maar in hier binne die hok leef die voeltjie nie 'n vry lewe. En dan sê Paulus, God sal ons aanneem, hy neem ons klaar aan as sy eie kinders. Nie oor iets wat ons gedoen het of hoe oulik ons is nie, maar juist omdat God deur Jesus ons vrygekoop het en gesê het, deur wat Jesus gedoen het, is julle nou my kind. Is julle nie nou meer weeskinders. En moet julle na my toe kom, dat ek vir julle 'n huis kan gee. Dat julle kan tuis voel die eerste keer in julle lewe. Dat julle opregte liefde, sorg en waardes sal kry. Maar dit is vir ons as mens baie moeilik om dit te aanvaar, om dit te besef. Ons hart elke keer eerder maar terug na die hok. Want dit is waar dit ons gewoond is. Dit laat ons veilig voel in een mate, maar tog perk dit ons in. En maak dit die lewe eintlik vir ons nie lekker. In die Ou Testament is daar nog ons baie die voorbeeld, toe die volk nou, die Israeliete toe hulle nou bevry is uit Egipte, en hulle is in die woestyn doen op pad na die beloofde land, is daar telke male wat hulle terugwens na Egipte. Nou, hulle almal was slawe gewees van die Farao. Hulle moes baie hard gewerk het, en hulle was maar net daar as slawe aangehou, om die piramides en standbeelde te bou. En nou dat hulle vryheid het, nou wat hulle eintlik die Here moet staat maak, die Here moet vertrou dat die Here vir hulle sal sorg en beskerm binne die woestyn en dat hulle die beloofde land eendag sal bereik. Is dit te moeilik vir hulle? En hunker hulle gereeld terug na Egipte, terug as slawe, terug na die hok waar hulle eintlik vasvang. Nou my vraag van elkeen van ons vanoggend is, waarom sit ons as mense so hier? Waarom wil ons heeltyd terughinker na die ou maniere, terughinker na die sonde toe, terughinker na 'n lewe waar ons in vasgevang is? Nou dalk is die greep van die sonde wat elkeen van ons mee worstel, dat die greep van die sonde net te moeilik is. Dat ons maar sukkel om ontslae te raak van die sonde. Dat ek eerder wat terug sal gryp na die verslawing toe, terug sal gryp na die ou gewoontes toe. Want dis dalk die dinge wat my laat veilig voel. Dis die dinge waarna ek gemaklik is. Wat my juist gemaklikheid gee in die lewe. Soos wat 'n voeltjie vasgevang is binne hom. Dink hy, dis maar die beste wat sy lewe kan wees. Maar eintlik is daar 'n lewe daar buite wat veel meer en beter is. En dalk is dit omdat ons as mens nie eintlik verantwoordelik neem vir ons eie lewe. Want as ons in die woestyn moet gaan, as ons buite die hokkie moet gaan vlieg, dan gaan dit van ons verg om nou verantwoordelik te moet neem vir ons eie lewe. Moet verantwoordelikheid neem om te sê nee vir die sonde. Om verantwoordelikheid te neem om te sê, ek moet verander my lewe. Ek kan nie aanhou soos die ou manier nie. Ek moet toelaat dat die Here my sluit, dat ek sal leer daarby, dat ek sal besef ek moet nederig wees en moet aanhou groei vir die Here. Dalk sukkel ons hiermee dat ons wil nie vir mense vergewe nie. Ons sukkel met onvergifnis in ons hart. Ons wil maar net nie vergewe. Soos ons nou gesing het in Lied 2:4, Here, help my om te vergewe soos U ook vergewe. Dalk is daar iemand in jou lewe, in jou familie of in jou vriendekring of iemand in die dorp of waar ook al, iemand van langer, vir wie jy dalk moet bel en sê jammer oor dit wat daardie jare gebeur het. Want hierdie onvergifnis, hierdie wrok wat ek in my dra, maak dat ek by die hok wil bly. Dat ek nie vry kan vlieg en die lewe ten volle kan geniet soos God dit vir my bedoel het. Want ek wil eerder in die hok sit, gevoer word en nie rondvlieg. Daarby. Dit laat my dink aan so 'n paar jaar gelede toe ek
nou nog gestudeer het, in Bloemfontein was daar 'n jeugsorgsentrum of dan 'n weeshuis waarby ek moes praktiese werk doen en dis so hartverskeurende om daai kindertjies te sien in die dinge waartoe hulle gaan. En jy hoor maar die verhale van waaruit hulle kom, die ouer huise waartoe hulle kom. En jy sien dat die kinders so honger vir ware liefde, vir ware aanvaarding en om die lewe te kan geniet. Maar dit is ook so moeilik om eintlik werklik 'n verskil in hulle lewens te maak. Baie min van hulle kom uit later en bereik sukses in hulle lewe en groei as mense. Want baie van hulle is so vasgevang in daai ou verkeerde maniere waar hulle groot geraak. En eintlik die dinge wat hulle wat hulle veilig laat voel, het hulle eintlik wat veilig verlaat. Bedoelende die verkeerde dinge by daai ouerhuise of die dinge wat gebeur by die weeshuis. As hulle so vasgevang later in daai verkeerde dinge. En dit is vir hulle moeilik om te groei na 'n beter lewe daarby. So praat die Here met ons in Galasië en sê, julle is nie my leeskinders, julle is my kind. Groei, word beter, leer, verander, en laat die sonde gaan. Want ek het vir jou 'n beter lewe in die toekoms. Nou as ons eerlik reflekteer oor ons lewe oor die jaar 2023, waar ons nou vandag op die laaste dag van hierdie jaar is, moet ons onsself kan vra, is ek nog vasgevang in my sonde? Is ek nog vasgevang in die ou maniere van dinge doen? Of is ek vrygemaak in Christus? Dat Christus se opstanding vir my werklik 'n vrymens gemaak. Is ek nog 'n weeskind wat soekend is in die wêreld, op soek na 'n ouerhuis, na 'n geestelike huis, na aanvaarding, na liefde, na sorg? Of is ek 'n kind van die Here? 'n kind wat weet wie sy goddelike Vader is. 'n kind wat weet waar om sy liefde te vind. 'n kind wat weet wie vir hom sorg. 'n kind wat verantwoordelik is en 'n kind wat gehoorsaam is aan sy goddelike Pa se stem, wat sy goddelike Pa hom beveel om te doen in hierdie wêreld. Nou, elkeen van ons kan dit eerlik op onsself doen, bedoelende die refleksie. Maar as ons werklik wil verander, moet ons iewers te begin in ons lewe. En as ons dink oor môre wat 'n volgende jaar is, en ons sê ons wil verbeter op die jaar wat verby is, moet ons besef dat ek kan slegs met die Here se hulp kan net ek verantwoordelikheid neem vir my lewe. Ek kan nie meer ander mense blameer nie, ek kan nie my situasie blameer nie, ek kan nie my gesondheid blameer of niks nie. Ek moet verantwoordelikheid neem vir my lewe. Ek moet besef dat die Here my juis vrygemaak het, sodat ek moet groei, moet beter raak en 'n voller mens moet raak. So die Here my kan gebruik in die wêreld daarby. En daarom moet ek eerlik wees oor die sondes in my lewe, né? Nou dan seker goed dat ons maar wegloop van ander mense, onthou dit net vir onsself. Maar ons moet eerlik wees, as daar sondes in my lewe is, kan ek nie so voort. Ja, ons gaan nooit sonder sonde wees nie, maar daar's een of twee dinge in ons almal se lewens dat ons maar saam met ons sleep en ons wil dit nie laat gaan. En daarom moet ons tot inkeer kom en sê, Here, in die jaar 2024 wil ek hierdie sonde, of nie wil ek gaan ek hierdie sonde afskryf. Want ek kan nie meer so leef. Ek kan nie meer vasgevang word aan die boeie wat my vashou. Of dalk gaan dit oor jou gesondheid. Dat jy besef, hierdie jaar nou kom, en dis nie net soos daai simpel ou nuwejaars voornemings nie. Gaan ek werklik moet anders doen? Gaan ek werklik bietjie moet gesonder eet, bietjie moet oefen, en bietjie dinge anders moet doen in my lewe? Want ek wil dalk nog my kinders, my kleinkinders eendag sien, ek wil dalk nog meer bereik vir die Here. En ek wil nie net toelaat dat my gesondheid my vashou en 'n goeie, gemaklike verskoning vir myself is. Sê, ag Here, ek kan nie daai dinge gaan doen nie. Ek is maar sieklik, ek voel dis nie. Jy sê Here, werk aan jouself. Want net jy kan dit doen. Net jy kan daai verantwoordelikheid neem. Of dalk vir die jaar 2024 is daar 'n verhouding of verhoudings in jou lewe waaraan jy moet werk.
dat jy besef hierdie afgelope jaar wat verby is, seker verhoudings het dalk gegroei en verbeter, maar dalk is daar verhoudinge wat ek nog nie wil aanwerk nie, of verhoudinge wat verswak het. En weer eens, dis niemand anders as sy verantwoordelikheid as jou eie om 'n verskil daar te maak. En dit begin met jou verhouding met die Here en daai vloei dit dat jy werklik vergifnis moet gaan vra en moet maak daarby. Dalk is dit jou skuld nie. Maar wat het die Here Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen? Hy was juis gekruisig nie omdat sy skuld is, maar hy namens ons gedoen. En as ons werklik sy kinders wil wees en sy voorbeeld wil volg, moet ons met nederigheid ingaan en sê jammer as ek iets verkeerd gedoen het. Help my en laat ons verhouding weer aan laat werk dat groei. En dat ek daai wrokke kan weggooi wat my heeltyd teruggevat na jou. Geliefdes, om mee af te sluit, as ons dink oor die jaar wat verby is, jaar 2023, is jy nog vasgevang? Of is jy vrygemaak deur dit wat die Here Jesus Christus vir jou en vir my aan die kruis gedoen het? Amen. Here Jesus, dit is vir ons ontsettend moeilik partykeer om aan onsself te dink. Dit is vir ons ontsettend moeilik om in 'n spieël te kyk, om eerlik te wees aan onsself. Here, want ons maak nog soveel baie foute elke dag. Ons raak nog spyt oor so baie dinge hier. Maar Here het juis in hierdie gebroke wêreld gekom waar mense juis nie perfek is om aan die kruis te sterf. Om al ons sondes, al ons onperfektheid op die kruis te neem en dit weg te vat van ons lewe. Sodat ons nie meer skuldig hoef te voel nie. Sodat ons nie meer vasgevang hoef te wees binne ons omstandighede. Maar Here, help ons dat ons denke sal vernuwe soos Romeine 12 ons sê, dat ons eers sal begin anders te dink oor ons lewe en omstandighede. Dat ons sal begin daaruit dit sal vloei dat ons juis sal anders te begin doen en dink in die wêreld daarbuiten. Here, dat ons die sondes wat ons vasstrik en wat ons vasmaak, Here, en dat ons vashou in die binne die hok, dat ons daai sondes sal afbreek met U hulp. Dat ons vrygemaak sal word, waarlik vrygemaak sal word. Dat ons 'n voller lewe en 'n dieper lewe sal leef tot eer van U naam. Here, dat ander mense deur ons lewens sal sien dat daar iets anders aan ons nie gaan. Nie dat ons wil voorgee of wil afmakerig wil wees, wil brag of iets, Here, maar dat ons werklik wil leef wat U vir ons gee, wat namens 'n waarlik kinders van U te wees. Here, help ons om te werk aan verhoudinge in ons lewens, Here, die dinge wat ons ook baie keer vasbind, die wrokke en die haat binne ons. Dat ons daai dinge op die kruis kan neergooi. En sê, Here, ek voor U gaan my vrygemaak en as kind van U gaan leef. Here, help ons as 'n gemeente in die jaar 2024. Ons weet nie wat vir ons voorlê nie, Here. Maar dankie ons kan weet, ons is vrygemaak en dat U ons sal help op die pad vorentoe. Dat ons sal bly nederig wees en bly sal luister na U stem vir ons as 'n gemeente. Here, mag U met almal gaan op die paaie waar hierdie tye van die jaar wat baie besig is, dat U die mense sal veilig hou, Here. Here, ons dink aan die boerdery gemeenskap. Dankie vir die reën die afgelope week in ons distrik en op baie ander plekke wat baie droog was, Here. Here, mag ons heeltyd dankbaar wees oor dit wat U ons gee. En dat ons in die jaar 2024 nie sal wonder waar is U nie, Here, wat ons heeltyd bewus sal wees van U teenwoordigheid in ons lewens. In goeie tye en ook in slegte tye van ons lewens. Here, mag U ook gaan met die kinders en onderwysers wat nog die laaste rus inkry, Here, vir die jaar wat nog voor lê. Here, mag U met elkeen van hulle wees. Dat hulle batterye sal laai, Here, en sal regkom en reg sal wees vir die nuwe jaar. En dat elkeen van ons, alles wat ons doen, Here, sal doen tot eer en verheerliking van U groot naam. Ons bid in die naam van die Vader,
die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, net so kortliks 'n paar afkondigings. As julle op die WhatsApp groep sal kyk, is daar Sonja en Petra van Januarie se vergader daar afwees, en neem kennis asseblief daarvan. Dan wil ek 'n besonder aan Maritza de Wet vandag dink in die familie. Haar pa is vroeër die week oorlede en vandag daar in Christiana is die begrafnis van haar pa in Johan Boots. Ons dink in besonder aan hulle as familie vandag. Ook almal daar op die lys van voorbidding, ons bly dit in ondersteuning mekaar ook. Dan die verjaarsdag, vandag verjaar Stefan Potstraten, baie geluk met jou verjaarsdag. En dan die week wat voor lê, is daar hele paar mense, 'n paar hierdejaarsbabas, mense wat gebore is in die nuwe jaar. Baie geluk met elkeen van julle en mag julle werklik die Here se genade ervaar so aan die begin van die nuwe jaar. Dan ook van my kant af, is daar enige behoeftes aan huisbesoeke, in besonder dat weet my asseblief, dat ek ook vir julle sal uitkom in hierdie tyd. Ons gaan afsluit met ons slotlied, natuurlik 'n lied wat spreek van die Here se genade in ons lewens en dat geen mens wat verlore is nie, bedoelende dat geen mens nie gered kan word nie, is natuurlik lied 510, genade onbeskryflik. Kom ons staan asseblief. Geliefdes, ontvang hiermee die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.